Hallo Bianca, ons lees gerugte dat die departement van maatskaplike ontwikkeling van Gauteng onderbestee het. Is dit nie eintlik 'n goeie ding nie? Jy sal so dink aan hy, maar in hierdie spesifieke departement is dit nie die geval nie. Hierdie departement se mandaat is om te kyk na Suid-Afrika se mees weerlose mense. Hulle moet programme uitrol om juist te kyk na Suid-Afrika se mees weerlose mense. En die realiteit is wanneer jy onderbestee terwyl baie NGO's besig is om hulle deure te sluit, want subsidies is nou vir die 3de jaar in 'n ry of laat of glad nie betaal nie en hulle is hulle vennote. Hulle is die wat die fisiese werk moet gaan doen daar buite. Hulle word nie betaal nie. Maar jy wil jouself prys want jy gee 102 miljoen terug aan die tesourier. Ja. So hoe affekteer dit ons lede en kwesbares? Die impak hiervan is soveel groter as die mens besef. So behalwe dat dit ons lede direk affekteer, Solidariteit se maatskaplike werkersnetwerk het omtrent 800 maatskaplike werkers binne hulle netwerk, waarvan 'n groot gedeelte van hulle binne organisasies is wat afhanklik is van subsidies. So die direkte impak hieraan is werksverliese. As hulle nie salarisse ontvang nie, die maatskappye maak toe, wat gebeur dan? En natuurlik op jou mees kwesbare mense in Suid-Afrika, kinders, bejaardes, programme wat nie uitgerol kan word nie, kos wat nie gekoop kan word nie, instansies wat na hierdie mense kyk, wat se deure sluit. So Bianca, wat gaan Solidariteit nou hieraan doen? Solidariteit het nou begin deur om 'n skryf aan die MEC te stuur van Gauteng se maatskaplike ontwikkeling om vir hulle te sê ons eis 'n ondersoek. Ons wil weet hoekom hierdie jaar na jaar gebeur en ons wil duidelike planne in plek sien wat dit in die toekoms gaan verhoed. En saam met dit wil ons 'n verduideliking hê. Hoekom gee hulle 102 miljoen terug? Hoekom is die geld nie effektief gespandeer nie? En ons het sommer gevra saam met dit in ons skrywe dat ons soek 'n volledige uitsetting van hoe hulle hierdie fondse bestee het wat wel hulle toegestaan was.